Hallo julle, ek het gesê die Hein kanaal is daar om vir jou te help sin maak uit dinge wat saak maak en hierdie is dan nou 'n eerste so 'n poging. Dankie eerstens vir die van julle wat reeds ingeteken het of gesubscribe het op die Hein kanaal en ek moedig die res van julle aan om asseblief dieselfde te doen. Vra ook vir jou vriende en jou familie om dit te doen en dan moet my gebede net eers uitgaan na die mense wat die hardste getref word deur hierdie storm weer wat die Weskaap die afgelope klompie dae ervaar. Dit is verskriklik, jy moet na video's kyk van plekke soos by Woester, by woonstelle in Klein Willem dink ek ook en ook hier in die Skiereiland waar ek my tans bevind. Ons bid dat almal veiliger sal wees en veral mense in groot nood dat hulle gehelp sal word. Die groot issue op die oomblik is die uitspraak verlede Vrydag deur die konstitusionele hof wat bepaal het dat die parlement irrasioneel en ongrondwetlik opgetree het toe hulle in Desember 2022 'n stemming gehou het waarin die lede van die parlement moes besluit of hulle die verslag gaan aanvaar van 'n artikel 89 komitee of ondersoekpaneel wat moes ondersoek instel na die gebeure by Palapala, die wildsplaas van die president. Die sou die insident wat gelei het tot die ondersoek was 'n diefstal wat daar plaasgevind in Februarie 2020. En die diefstal was die steel van 580.000 Amerikaanse dollar in kontant wat in 'n rusbank versteek was. 'n stapie terug, die president sê daai geld was die opbrengste van 'n wildtransaksie. Hy het van sy wild verkoop op die plaas aan 'n sakeman van Sudan wat nou in Dubai bly en wat sommer net toevallig in Desember 2019 op Kersdag daar verby gery het. Verby die plaas gery en gesien hierdie mense verkoop wild, hy het daar ingepop en hy het gesê ek het hierdie 580.000 Amerikaanse dollar in kontant. Ek dink ek moet nou langer nie meer rondry nie. Hier is dit. Julle kan die diere vir my later stuur. Die diere, die wild is sover as wat ons weet nooit gestuur nie. En toe nou in 2022 het Arthur Fraser wat die voormalige hoof van die staatsveiligheidsagentskap is 'n kriminele klag teen die president gaan aanhangig maak. Hy het gesê daar was hierdie diefstal waarvan niemand weet behalwe die president en sy presidensiële beskermingseenheid gelei deur majoor-generaal Wally Rhoode nie. Die president het die diefstal by Wally Rhoode aangemeld en Wally Rhoode het besluit hy gaan nie na die polisie toe dat hulle dit ondersoek nie. Hy as die hoof van die presidensiële beskermingseenheid, die eenheid wat na die president self omsien, hy gaan sommer self hierdie ondersoek doen en ek vermoed dit is hoe hy verstaan het die president bedoel wat hy moet doen volgende. Hoewel die president natuurlik nie sê dat hy dit so gesê het nie. Die president is vrygespreek deur die inkomstediens, deur die reservebank, deur die openbare beskermer van enige persoonlike blaam of dat hy enigiets verkeerd sou gedoen het. Maar die artikel 89 komitee wat deur die parlement aangestel is, die het bevind dat die president tog 'n saak het of 3 ten minste sake het. Prima facie sake, dat hy moontlik die gedragskode vir die uitvoerende gesag oortree het, dat hy bietjie daai grens tussen wanneer jy moet optree as 'n private burger en jou voorregte as die staatshoof, dat daai besigheid bietjie die mekaar geraak het en so aan. En so het die EFF toe besluit, hulle gaan na die konstitusionele hof toe om die besluit deur die parlement, naamlik dat hulle gaan vra dat die parlementslede moet stem oor die verslag, eerder as dat hulle die aanbevelings van die verslag in werking gaan stel. Die EFF het dit toe nou na die konstitusionele hof toegeneem. Jou moeilikheid is dat of nie die moeilikheid nie, wat toe gebeur het Vrydag, is dat die konstitusionele hof gesê het, ja, die EFF is reg.
Die parlement was nie veronderstel om daai verslag vir 'n stemming voor te lê deur die lede van die parlement nie. Hulle moes dat 'n sogenaamde impeachment committee of dan 'n komitee na 'n staat van beskuldiging ingestel word wat moes ondersoek instel en moes kyk of die president wel dan nou skuldig of nie skuldig is nie volgens die komitee aan die oortredings soos wat dit uitgewys is in daai verslag van die artikel 89 komitee wat gelei was deur 'n voormalige hoofregter nogal, regter Sandile Ngcobo. En gisterand sê die president, onthou julle dat ek het in Desember 2022 of wanneer dit ook al was, in 2022 het ek gesê ek gaan hierdie verslag van die ad hoc komitee nie jammer, van die artikel 89 komitee gaan ek op hersiening neem. Maar dit was toe nie nodig nie want die parlement het gestem en hulle het in elk geval gesê dis sommer 'n klomp tos hierdie verklaring of hierdie verslag van die komitee. Wat eintlik gebeur het is hy was konstitusionele hof toe. En die hof het hom gesê nee, jy moet nie na ons toe kom nie, jy moet eers aan die ander kant dit reg gaan maak by laerhowe. 'n Laerhowe sou dan wees die Hooggeregshof byvoorbeeld. En gisterand het hy weer 'n familievergadering geroep en die enigste punt op die agenda was dat hy net wou sê daar is natuurlik nou hierdie oproepe dat hy moet bedank en dan is 'n ander wat sê nee, moenie bedank nie en hy is hier om te sê hy gaan nie bedank nie. Wat hy wel gaan doen is om daai verskriklike verslag wat hy glad nie meer saamgestem het van die begin af nie, maar tog verlig was toe die parlement gestem het om hierdie verslag se aanbevelings uit te voer nie, dat hy die nou wel op hersiening gaan neem. My fellow South Africans, while there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. The court made no finding on whether there was prima facie evidence of misconduct, nor if the alleged conduct and the removal of the president. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign. So nou moet ons sien wat volgende gaan gebeur. Die groot vraag bly of die parlement se prosesse nou gestaak moet word totdat die president se aansoek wat by die Hooggeregshof sal wees om hierdie artikel 89 komitee se verslag nietig te verklaar of dit sal voorrang of voorkeur geniet bo die parlementêre proses. Jou moeilikheid is wel dat die hoogste hof in die land, die konstitusionele hof, het die uitspraak gelewer Vrydag. So dit kan nie verander word nie. Dit kan nie geïgnoreer word nie. En ons weet wat het met Jacob Zuma gebeur toe hy uitspraak van die hof geïgnoreer het, dat hy hom uiteindelik in die gevangenis bevind het. So Cyril Ramaphosa reken dalk dat hy 'n oorwinning behaal het Vrydag, want hulle maak tog groot gewag daarvan, Ramaphosa en die ANC, dat die hof Vrydag nie 'n bevinding teen die president as mens, as individu gemaak het, en hulle is ook heeltemal reg daarmee. Maar dan maak hulle nou wel dit 'n persoonlike saak. Hulle maak dit nou weer oor Cyril Ramaphosa, met die dat hy besluit het, hy gaan nou die verslag van die ad hoc van die artikel 89 komitee, gaan hy nou op hersiening neem. Watter hoof ook al die saak aangaan hoor, sal hopelik van die president 'n paar antwoorde gaan vra. En die groot vraag wat maar steeds onbeantwoord bly julle, is die vraag oor die werklike, eerlike, Godse waarheid oorsprong van die 580.000 Amerikaanse dollar in kontant wat in Februarie 2020 gesteel is uit 'n rusbank uit waarin dit versteek was, gebeere is, gebank is, tot weet jy wanneer toe nie. Ons is 'n antwoord verskuldig. Weet jy hoekom? Want Cyril Ramaphosa het in 2017, toe hy die nuwe ANC leier geword het
En ek was by daai konferensie by Nasrek in Johannesburg. En ook in 2018 in Februarie, toe hy as staatshoof oorgeneem het by Jacob Zuma, het hy gesê, die era van staatskaping, die era van bedrog, van korrupsie, dit is agter die rug. Ons beweeg nou in 'n tydperk in waar deursigtigheid, eerlikheid en integriteit die waardes sal wees wat ons sal uitleef in hierdie land van ons. En daarom moet hy gesien word dat hy voorvat daarmee, dat hy 'n praktiese illustrasie gee daarvan met hierdie Phala saak. Dankie dat jy gekyk het en ek hoop dat jy sal subscribe, dat jy vir jou vriende en jou familie sal vertel daarvan. Want Hendrik Weingart, aka meneer Klop, het nou sy YouTube kanaal behoorlik aan die gang gekry met 'n eerste video waarin hy jou probeer help om 'n beter sin te maak van wat ons noem die Phala skandaal.